Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie-eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 12 van die 2021 vraestel met jou bespreek. Dit gaan oor waarskynlikheid. Waarskynlikheid is dan nou ongeveer 10% van jou vraestel. Jy moet onthou dat waarskynlikheid bestaan eintlik uit graad 11 werk en dan is daar ook 'n klein stukkie oor die graad 12 werk. Jy sal sien aan die einde van hierdie video het ek vir jou albei playlists aangehaak, die graad 11 en die graad 12 waarskynlikheid. Kom ons kyk nou na die vraag. Hier sien jy nou die vraag. Die eerste gedeelte is die graad 11 werk en die tweede gedeelte is die graad 12 werk. Ek stel voor jy pause die video en dan doen jy gou die vraag en dan kom jy terug na die verduideliking. 12.1 A en B is onafhanklike gebeurtenisse. Daar word verder gegee dat P waarskynlikheid A en B is 0,3 en P slegs B is 0,2. 12.1.1 is A en B onderling uitsluitend? Motiveer jou antwoord en die antwoord is nee, want waarskynlikheid P, A en B is nie gelyk aan 0 nie en dit is vir jou 1 punt werd. Nommer 2, bereken P slegs A. Nou, wat ek gaan doen, is ek gaan vir jou 'n Venn-diagram teken en dit vir jou probeer verduidelik. Daar teken ek nou vir jou 'n Venn-diagram en daardie enetjie is A en daardie ene is B. Dan is PA en B, daai wat ek daarbo het, 0,3 is daardie gedeelte daar waar die twee sny. Dan P slegs B is 0,2. Dit beteken, dit is net daardie gedeelte daar, 0,2. P slegs B. Met ander woorde, die waarskynlikheid van B is dan die 0,3 plus die 0,2 wat 0,5 sal wees, as jy daai twee bymekaar tel. Nou goed, P, A en B is dan P van A maal P van B, die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B, en dit is die formule wat ons gebruik vir die vermenigvuldiging van onafhanklike gebeurtenisse. Goed, nou vervang ons die waardes. Ons weet P, A en B is 0,3, waarskynlikheid A weet ons nie, en waarskynlikheid B het ons mos nou uitgewerk, is 0,5. En dan as jy daai 0,5 wegdeel, en jy kry die waarskynlikheid A, is 0,6. Maar dit is nie die antwoord nie. Dit beteken, daardie 0,6, beteken dit is die hele A, is 0,6. En 'n gedeelte is mos nou alreeds 0,3. So daardie gedeelte, waarskynlikheid slegs A is 0,3, want 0,3 plus 0,3 sal 0,6 wees. Goed, en dan waar is die punte? Is dat jy die reël gesien het, in vervang, dat jy die waarskynlikheid van A bereken het, en dan die antwoord, waarskynlikheid slegs A. Nommer B, die waarskynlikheid nie A of nie B nie. Ons gebruik daardie formule, P, waarskynlikheid nie A of nie B nie, is 1 minus waarskynlikheid PA en B. En ons weet mos nou, dat PA en B is 0,3, trek die twee van mekaar af, ons kry die antwoord 0,7. So 1, 2 punte. .2 'n onderwyser het 5 verskillende digbundels, 4 verskillende dramas en 3 verskillende romans. Sy moet hierdie 12 verskillende boeke van links na regs op 'n rak plaas. 12.2.1 skryf die waarskynlikheid neer dat 'n roman die eerste boek sal wees wat op die rak geplaas word. Dit is waarskynlikheid roman
3 op 12 wat 'n kwart is, vir 1 punt. Waar kom die 12 vandaan? Dis die totaal van die boeke. 12.2.2 bereken die aantal verskillende maniere waarop hierdie 12 boeke op die rak geplaas kan word, indien enige boek in enige posisie geplaas kan word. Dit is net 12 faktoriaal, en as jy dit met jou sakrekenaar uitwerk, dan kry jy daai getal. Of 12 fakulteit as jy wil, 2 punte. Bereken die waarskynlikheid dat 'n digbundel in die eerste posisie geplaas word, die 3 romans langs mekaar geplaas word en 'n drama in die laaste posisie geplaas word vir 4 punte. Nou goed, wat is die waarskynlikheid? Begin met digbundel, eindig met drama en alle romans langs mekaar. Nou goed, hier het ek nou vir jou geskryf, jy's met my dat daar was 5 digbundels, so dit is net 'n gewone 5 wat daar staan, in daardie posisie. Dan, al die romans langs mekaar, en in alle ordes is 3 fakulteit, en dan die 4 dramas, gaan ek hierdie kan doen, is net 'n gewone 4. Dan, wat bly oor, is hierdie 8 fakulteit, van al die ander langs mekaar. En ons deel alles deur die totaal van 12 fakulteit. So die waarskynlikheid is 1 op 99. Daardie is vir jou 3 punte werd en daardie is 1 punt werd. Baie dankie dat jy na my video's gekyk het. Onthou, ek het ook vraestel 2 vir jou voorberei. En jy sal die hele syllabus, al die hoofstukke op my kanaal vind. Baie sterkte met jou eksamen en ek sien jou weer wanneer dit die rekordeksamen is.